Right, kom ons praat gou oor Bitcoin. Sjoe, as mense wat sê die boom van Bitcoin het nou uitgeval, ons gaan nou terug na $30,000 'n Bitcoin toe, miskien selfs R0. Nee, ek glo nie so nie. Oukies, met julle geld in stablecoins, iets wat ek sou doen. Op hierdie oomblik moet jy geld skuif nie. Sit op jou geld, sit op jou stablecoins. Baie interessante wetgewing wat die laaste tyd in Amerika opgestel is en selfs al voor die wetgewende liggame dien, wat gaan maak dat stablecoins waarskynlik in die toekoms die Amerikaanse weergawe of die Amerikaanse adoption gaan wees van cryptocurrency in die hoofstroom. So ja, nee, jy sit met 'n goeie hand op hierdie pokertafel, nee. Maar die ouetjies wat Bitcoin het, ek dink julle moet paniekerig raak nie. Goed, as jy hoog gaan koop het, weet party mense het rondom 120 gaan koop, want hulle glo Bitcoin gaan nog die miljoen mark verbysteek. Baie onmense, ek dink in die langtermyn gaan ons met so iets sit. Maar die ouetjies wat op hierdie stadium sit en wonder, moet ons nie maar damp en weghardloop nie. Moenie. Daar's een of twee baie interessante dinge wat aan die gebeur is in die VSA. Die politieke shake-up rondom die stout oomie met die privaat eiland, daai motorgene, en al sy verbintenisse met die hoë lei van die VSA, veral die Trump-familie, lyk my is besig om nou nogal redelik golwe daai kant te veroorsaak. En op hierdie stadium, ons weet, die Trump-regering is baie pro-crypto. Hulle is die ouens wat eintlik die dryf van crypto in Amerika teruggesit het. So, wees maar op die uitkyk vir die politieke goed ook. Dit is nie maar net in isolasie wat hierdie goed gebeur nie. Ek lees selfs vanoggend is daar mense wat sê, en ek het 'n stukkie geluister daaroor, dat die eiland oomie gekoppel is aan Bitcoin. Hy blykbaar geld voorsien vir sekere van die ontwikkelaars van Bitcoin doen in die begin. Ek weet nie of dit waar is nie, ek weet nie of dit die geval was nie. Maar ja, dit is die vlak van desperaatheid wat mense wat teen crypto is, op hierdie stadium al die stryd probeer voer. So nee, ek dink jy moet jou veel steur aan die vat wat op hierdie stadium in die mark ingegooi word rondom cryptocurrency nie. Kom ons hou die storie dop. Mense bly vra vir my oor die XRP, Ripple, ekostelsel. Hier is my ding, en ek het nou net van stablecoins gepraat. As XRP en die ekostelsel wat Ripple rondom XRP gebou het, ontwerp was om 'n nuwe meganisme vir die bankwese, die ou tradisionele bankwese te wees. Wat is die doel daarvan? En ek gaan vir julle in die volgende rigting my gedagtes gee. Wat dan van stablecoins? Ons het nie XRP's nodig nie, ons het nie 'n SWIFT tussen banke nodig nie. Ons het klaar stablecoins. So, wat is die doelwit van die oefening met XRP? Maar dis maar net ek. So ja, kom ons kyk na die cryptomarkte die volgende week wat kom. Ek dink dit gaan baie interessant raak. Ek dink nie jy moet damp nie, ek dink nie jy moet verkoop nie. Julle ken vir my, ek is altyd bullish. Altyd. So ja, kom ons kyk. Soos ek sê, Bitcoin onder die $90,000 vanoggend. Ek dink ons kan miskien hom sien so rondom 70,000-80,000 en dan gaan hy heel waarskynlik op sy bottom kom. Maar ja, interessante paar dae en 'n paar weke voor vir crypto en vir politiek in die VSA.